Die Joodse feeste of die nagmaal, deel 15. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So het dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die boek Hebreërs, Waarheid of Leuns, is my heel nuutste boek. Dit is 'n A5 boek, is 500 bladsye dik. Is in kleur en dit hanteer informasie wat u nog nooit van gehoor het nie. So ek wil u daag, as u wil kennis opdoen, nie omdat ek die boek geskryf het nie, moenie die boek mis nie. Jy mag dalk die gawe van die ewige lewe mis, want die inligting daarin kry jy nie op die internet nie. En jy kry dit nie in ander ouens se boeke nie. Want dit is inligting wat Jaffa, my Elohim, vir my oopgemaak het. As jy so belangstel, kan jy my kontak op my WhatsApp nommer 0722 367 124 of jy gaan na ons webtuiste https://jaffashua.co.za, soos wat jy hierbo kan sien. Dis uiters noodsaaklik dat jy verstaan dat ons nie vereenselwig met enige van die volgende instansie of groepe nie. Enige messiaanse groepe, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Ja-beweging, Jehovah se getuies, Sewendag Adventiste. Ons is nie deel van geen kerk of denominasie of organisasie in die wêreld nie. By die tyd weet jy, ons is net 'n eindtyd Bybel studie groep. Ons gebruik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version. Iemand verbann is in die wêreld, jy kry hom in geen boekwinkels in die wêreld te koop nie. Nie een nie. Nie eers Amazon het hom nie. Gaan vra vir koemboekwinkels, waar's die Restoration of the... hulle het die Emphasis Bible, die 1902, dis die korrupte een van West Corsonaard. Al wat koemboekwinkels doen, hulle hou die korrupte Bybels aan. Nee, hulle het nou vir die eerste keer in 60 jaar se tyd het die Bybelgenootskap, na ek hulle gedaag het, met hulle 90ste verjaarsdagvieringe oor die 33 Afrikaanse Bybel, toe het hulle nog nie eers 33 Bybel weer uitgebring nie, in 60 jaar se tyd nie. Toe daag ek hulle, toe sê ek daag julle, bring die 33 Bybel uit. Hulle het 'n klompie uitgebring, hulle het die challenge gevat, en is daar vir u gerief. Hoe weet jy of dit 'n oorspronklike 33 Bybel is? Hy sê nie Galasiërs nie. Maak hom oop by die indeks voor, hy sê Galate. Gaan dan die boek Galasiërs toe, maak hom oop, Korinte Galasiërs, dis moet sê Galate. Dis die regte een. Gaan kyk na dit. Kry vir u een terwyl dit beskikbaar is. Ons volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, glo ons dat die naam van Jesus in werklikheid Jaffashua, die naam van God is in werklikheid Elohim of Hashem, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ek wil net weer sê, ons is nie een of ander Hebreëse movement, dis mos nou die heel nuutste ding, wat gepreek en verduidelik word. Ons is 'n Hebrew movement, man, ons is niks van die Hebrew nie. Ons hou nie feeste nie, ons hou nie Sabbatte nie, ons hou nie tiendes nie, ons hou nie besnydenis nie, daar's niks, so hoe kan ons deel van die Hebrew movement wees? Sies man, sies. Ons is Jafiste, volgens die antieke Hebreëse name, soos wat dit was 2000 jaar gelede, voordat julle broeders het wegvertaal het, die Rooms-Katolieke kerke. Goed, ons was besig met Galasiërs 5 vers 12, joh, nou gaan ons aan verder waar ons opgehou het, Galasiërs 5 vers 13, ons moet deur die skrifte gaan, dit is so belangrik, want die informasie hierin is so dodelik. Nou moet julle baie mooi luister, Galasiërs 5 vers 13, hy sê, want julle, wie bruid is, Jafist is tot vryheid geroep broeders. Nou as Paulus die woord broeders gebruik, dan praat hy met hulle wat wedergebore is, uit water en gees uit. Gebruik nie net julle vryheid,
na aanleiding van die vlees nie. Maar dien mekaar deur liefde. Dis een van die 2 koninklike wette. Jy moet jou broeder lief hê met jou hele hart. Jy moet hom dien. Jy moet hom onderskraag. Nou sê hy, dien mekaar deur die liefde. Daai liefde is die agape liefde. Jy sien, die philê liefde nie, bietjie liefde nie. Dit is die agape liefde. Een van die 2 koninklike wette. Want die hele wet, of die 613 wette van Moses, word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Halleluja. Dit is die agape liefde. Hy sê maar, vers 15, as julle mekaar buiten opvreet, opeet. Ja, dit gaan so in die kerke, dit lyk of die ons mekaar opvreet. Laat een net iemand anders se gemeentelede kry. Ek het 'n neef wat 'n pastoor is by een van die denominasies. En toe een van die ander kerke het toe 'n probleem. Die pastoor is gevang dat hy rondloop en toe bars die kerk uitmekaar uit. Toe van daai dorp af na die dorp toe gaan 3 huisgesinne na my neef se kerk toe. En toe my neef my ontmoet na maande en maande, 2-3 jaar, wat ek hom die eerste keer sien. Die eerste ding wat hy my vertel het, dat hulle het van die beste 10de betalers van daai pastoor getrek na sy gemeente toe. Dit was sy eerste woorde. Ek het 3 van die beste 10de betalers uit daai gemeente het by my kom aansluit. Dit gaan daaroor. Oor die geld. Nie die beste evangeliste gewen nie. Of die beste ouens wat kom Bybelstudie doen of mense onderrig nie. Die beste Bybel, die beste 10de betaler. En weet jy wat, daai beste 10de betalers gaan sit dan reg voor in die kerk, soos die woord sê, hulle sit in die ryk man se gestoeltes. Ek noem dit maar net as 'n voorbeeld. Dis wat in kerke aangaan, dit gaan hieroor. Maar as julle mekaar buiten opeet, pas op dat julle nie die een die ander deur die ander verteer word nie. Pas op dat as jy die ou opeet, dat sy gif in jou liggaam, in jou stelsel ontwikkel nie. Wandel deur die Ruach HaKodesh, vers 16, luister mooi. Maar ek, apostel Paulus, sê weer, hy sê, ek sê, wandel deur die Ruach HaKodesh, dis die Gees. Dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Wat is die Ou Testament met sy 613 wette? Dit is vleeslik. Daar is geen redding daarin nie. Dit kon nie eens Moses red nie. Moses wat net met die rots moes praat. Hy het altyd met die rots gepraat. Maar op een môre is hy so kwaad vir daai klomp sondaars, daai Israeliete met hulle Egiptiese afgode neigings, dat toe hy met die rots moes praat, toe slaat hy die rots met sy staf. En dit hou hom uit die beloofde land uit. Jaffa sê vir hom, omdat jy ongehoorsaam is. Ongehoorsaam. Jy het nie gedoen wat ek vir jou gesê het nie. Jy gaan op die berg staan, jy gaan die beloofde land Kanaan sien, maar jy gaan nie ingaan nie. Ek sê weer, as dit vandag sou gebeur het, in 2016, dan was daar genade. Dis wat genade is. Hy kon net gesê, Vader, ek is jammer, ek het in 'n oomblik van swakheid het ek die rots geslaan. En Jafashua sou vir hom gesê, my genade bloed is vir jou genoeg. Maar hulle het onder die bloed van diere gefunksioneer. Hoe jammerlik, die Ruach HaKodesh of die Heilige Gees. Hy sê, maar as julle deur die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. As julle wat? As julle deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees gelei word,
dan is julle nie onder die wet of die 613 wette van Moses nie. Hoekom? Want die Nuwe Testamentiese wet van genade het die 613 wette van die Ou Testament tot niet gemaak, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hebreërs 7 vers 18 gaan lees dit. Die werke van die vlees of die 613 wette van Moses, Galasië 5:19. En die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, rassery en dergelike dinge, waarvan ek vir julle vooraf was, soos ek al voorgesê, dis die apostel Paulus, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van Java nie kan beerwe nie. So as jy nie wil hemel toe gaan nie, Jaapie van Sail, wat doen hy? Hy noem dit 'n golden ticket heaven toe. Hy sê, julle dink julle gaan 'n golden ticket kry, hemel toe. Ja, ons gaan. Want jy glo nie, Jaapie van Sail glo nie in die hemel nie. Hy glo die 4 pitte, die doodryksputte. Gaan luister na my reeks oor Jaapie van Sail en sy boek Henog Leens. Hy sê, soos ek al voor hulle sê, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van Java nie kan beerwe nie. Al hierdie goed wat hier geskryf staan. Dit is wat die wet. Dis wat die wet voor daar was. Maar daar was bokkies en lammetjies en duwe se bloed wat geoffer was. Die vrugte van die Nuwe Testament van genade, luister hierna. Galate 5:22, maar die vrug van die Ruach HaKodesh, die Gees, is liefde. Die liefde bedek alles. 1 Korinte 13. Die liefde oorskry alles. Die liefde maak alles nuut. Dit is die agape liefde. Die bo-natuurlike liefde in Yahshua. Maar die vrug van die Gees, die Ruach HaKodesh, is liefde, dis blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Jy sien, daai een het Moses nie gehad nie. Wat 'n een? Selfbeheersing. Dis hoekom hy die rots met 'n stok geslaan het. Hy het selfbeheersing gehad nie. Hy moes net met hom gepraat het. Dan het hy water gegee. En dit hou hom uit die beloofde land uit. Galasië 5:23. Teen sulke dinge is die wet van Moses nie. Teen wat? Die wet het nie die goed nie. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dit het hulle hoëpriesters wat jaarliks moes offer vir die mense, self nie gehad nie. Want die Bybel sê hulle moes vir hulle self eers 'n offer bring vir hulle eie sondes. Vers 23, teen sulke dinge is die wet van Moses nie. Maar die wat aan Yahshua behoort, wie is hulle? Dis die bruid, dis die Jahwiste, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Daai goed is tot niet gemaak deur die genadebloed van Yahshua. Hy het ons vrygemaak. Die Ruach HaKodesh. As ons deur die Gees of die Ruach HaKodesh lewe, vandag in 2026, laat ons ook deur die Ruach HaKodesh of die Gees wandel. So ons moet elke dag in die gesindheid en in die krag van die Ruach HaKodesh funksioneer. Wees altyd nederig. Laat ons nie word soekers van ydelle eer, wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Daai gees hoort nie
onder die bruid van Jahshua nie. Daar behoort nie 'n afgunstige gees onder Jahwiste te wees nie. Ons is besig om te kyk na, ons is besig om klaar te maak, om te kyk na hierdie reeks oor die feeste, die Joodse feeste of die nagmaal. En ons het nou reeds gesien deur die studie, dat daar nie plek is in die Nuwe Testament vir 613 wette nie. Hebreërs 7 vers 18, ek bly op dit staan. Ek bly op dit hamer. Hy het dit tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Die Ou Testamentmaker moes gesterf het, sodat die Nuwe Testament, luister wat sê hy, die Ou Testament, die ou bedeling, die ou verbonde, moes niet gemaak word in 'n Nuwe Testament, in 'n nuwe verbond. As die woord sê, julle moet die verordeninge van Jahwe onderhou, die verordeninge van die Nuwe Testament. Want die verordeninge van die Ou Testament gesê, bokkies en lammetjies en duwe moet julle slag. Die Nuwe Testament sê, my genadebloed is vir julle genoeg. So wat wil ek feeste voorhou? Wat wil ek ongestuurde brode voor eet? Wat wil ek die Pasjag voorhou? Waarvoor wil ons 'n nuwe jaar, Joodse nuwe jaar fees vier? Waarvoor wil ons besny? Waarvoor wil ons 'n Sabbat hou? Terwyl Jahshua kom en sê, die Sabbat is vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Jahshua kom en sê, laat elke dag vir julle Sabbat wees. Het help jy hoer en remoer die hele week en op 'n Vrydag aand of Saterdag aand sit jy in 'n hoekie en jy skyn heilig nie? Ek kan so goed onthou, toe ek die winkel gehad het, een Saterdag, so 2 uur se kant, toe stap daar mense, en 'n man en vrou, 2 jong kinders, netjies aangetrek, alles, mooi geselskap en alles, ons praat oor die woord, en soos ons oor die woord praat, toe sê die man, hy probeer toe nou brag oor dit, ons is 7de dag Adventiste. Toe sê ek, regtig? Ek sê, waar bly julle? Ons bly aan die ander kant van die berg, en ek sê, en wat kom soek julle hierso? Nee, ek het bietjie die kinders uitgebring vir 'n outing na die vlooimark toe, want ons is om gepraat van die vlooimark, dit is natuurlik die traders in Montana. Ek was nooit skaam om te sê, my winkel was tussen die moslems gewees nie, want ek het die evangelie, my lig laat skyn na, die evangelie van uitgedra. Ek sê vir die man, nou sê vir my, jy sê jy's 'n sabbateer, is jy? Ja, hy's 'n sabbateer. Ek sê, maar wat soek jy hierso? Die son het mos nog nie ondergegaan nie. Dis mos Sabbat, totdat die son sak vanaand. Ek sê, julle is mos veronderstel om in julle kamertjies te sit en Bybel lees. Nee, hulle het net gevoel, hulle moet bietjie uitkom met die kind. Zeg maar, dan kan jy mos nie sê, jy lewe volgens die wet nie. Die Bybel sê nie, jy, jou donkie, jou esel, of jou esel en jou donkie is dieselfde ding, of jou vrou, of jou kinders, of iemand nie. Julle berei mos julle kos die Vrydag voor, dat julle nie nodig om te kook selfs op 'n Sabbat nie. Ek ken van my familie wat sabbateers is, en daai ouens, hulle gaan net toilet toe, en verder sit hulle in die kamer en Bybel lees. Hoe jammerlik. Dis iets wat julle elke dag moes weet. Ek sê, hoe loop julle nou in 'n vlooimark rond, en waar julle veronderstel is om afgesonder te wees voor God die Vader, volgens die wette, 613 wette. Daai man het so kwaad geword vir my. Ek sê, jy's besig om vir jou vrou en jou kinders te lieg. Ek praat hard, laat hulle dit hoor. Ek sê, julle is so min sabbateers, julle doen dit sodat julle deur die mense gesien kan word. Daai man het so kwaad geword vir my, en sy vrou en sy kinders het uitgestap. Maar jy sien, dis wat dit is.
Dis 'n tradisie van oorleweringe van een geslag na die ander geslag. So ons is vrygemaak van die wette. Jafashua het op 17 verskillende plekke in die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, het hy die Sabbat verbreek. Hy 42 keer het hy die wet verbreek in die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Hoekom? Want hy het gekom om dit tot niet te maak. Ons het nie nodig om wetties te lewe nie. Hy sê, hoor Israel, Jahwe jou Elohim is een. Ek wil sê, julle Jahwiste. Ons is nie Israel nie, ons is nie Israeliete nie. Ons is Jahwiste. Hoor julle Jahwiste. Jahwe julle Elohim is een. Jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou siel, jou verstand en alles wat in jou binneste is en jou naaste soos jouself. Dis die 2 koninklike wette. Verder die Sabbat en die fees en die besnydenis en al die tierenlantynkies en die krinkelpyper en die bels en wissels, dit beteken niks nie. Dis 'n gedaante van godsaligheid waarvan die krag verlore gegaan het. Die tempel movement probeer alles in sy vermoë om die 3de tempel tot stand te bring, sodat hulle weer die offers kan terugbring en die hoofpriesters en al die goed en die 613 wette. Dis tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid. Kry my boek, die boek Hebreërs, waarheid of leuns. As jy groot gemaak is in die 7de dag Adventiste of die Jehovah se Getuieskerke of protestante kerke, kry hierdie of die katholieke kerke, boek van my, die boek Hebreërs, waarheid of leuns. Hierdie nommer hierbo, jy moet hom kontak, jy sal dit nie kry in enige boekwinkel nie. Hy sê, laat Galasië 5:26, laat ons nie word soekers van ydelle eer, wat mekaar uittart en beny nie. Nee, maar ons staan vir die bonatuurlike waarheid. U sal moet besluit, of u messiaans wil wees, en of u die ewige lewe gaan mis. Omdat u onder die besnydenis, die Sabbat, die verouderde 7 Joodse feeste, die Torah wil leef terwyl die bonatuurlike genade bloed van Jafashua beskikbaar is. Maar nou sê die messiaanse ons, maar ons hou die wette, maar ons hou ook die genade, ons is ook by die genade. Nee. Jafashua het vir ons die nagmaal gegee. Dis die enigste fees wat ons sê. Galasië 3:26-29. Ekskuus tog, 1 Korinte 12. Hy sê, wanneer julle by mekaar kom, so dikwels as wat julle by mekaar kom, verkondig julle die dood van Jafashua, totdat hy kom. Ek probeer nou vinnig dink, 1 Korinte 12, dit maak nie saak nie, maar dit is die nagmaalskrif, ek vir oomblik is ek 'n bietjie van 'n blank, want dit is nie op die notas nie. Hy het gekom om ons die nagmaal gegee. Wat so dikwels as wat julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van Jafashua totdat hy kom. Hy sê, waarom wil ons vashou aan die verouderde feeste en die Torah, terwyl die genade bloed van Jafashua beskikbaar is? Kom aan doen ons wat Jafashua vir ons as die bruid beveel het. En dit is om mede Jahwiste se voete in die gees, in die Ruach HaKodesh te was. Stel jouself laer en lig jou broers hoër. Lig hulle hoër. 1 Korinte 12 gaan oor die nagmaal, as ek so reg kan onthou. Kom ons was in die gees mekaar se voete. Kom ons ondergeskik onsself aan ons medebroers en susters en stel hulle hoër dan onsself.
ek moet myself ondergeskik hou. En dan moet die nagmaal deel van my lewe wees. Hy sê, want hierin is bo-natuurlike lewe. Terwyl die 613 wette van Moses in 'n kragteloosheid vervalle geraak het, terwyl Jafashua deur sy bo-natuurlike genadebloed vir ons as Jafiste in 'n Nuwe Testament van genade het hy dit vir ons bewerkstellig deur sy eie lewe vrywillig vir ons te skenk. Terwyl die bloed van lammers en duwe, selfs die as van 'n rooi vers of 'n haverkoei kragteloos geword het. Dit het wat? Dit het kragteloos geword. Die nutteloosheid van die Ou Testamentiese rituele. Hebreërs 7 vers 18 verklaar dat Jahwe Almagtig het die 613 wette van Moses met elke Ou Testamentiese fees en ritueel tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Dis nie ek wat dit sê nie. Dis nie ek wat dit sê nie. Dis die woord wat dit sê. Nou in 2026 is dit die tyd vir u om bekeer te raak. Daar op die dag van Pinkster, wanneer die roog uitgestort word en mense in hulle duisende bymekaar is, dan sê die woord en hulle bymekaar gekom van al die oorde af. En hy vra vir Petrus, wat moet ons doen, broeders? En hy sê, bekeer julle. Eerste, bekeer julle. En laat elkeen van julle geonderdompel word in die naam van Jafashua tot vergifnis van julle sonde. En julle sal die gawe van die Ruach HaKodesh ervaar. Hy sê, en die, hy gaan natuurlik aan, hy sê, en vir julle kinders en die nageslagte. Dit was nie babiekies nie. Ek is my pa se kind, en ek is 74 jaar oud, 73 jaar oud. Nageslagte. Hy sê in die daar in vers 41, wat sy woord, dis Petrus se woord, aangeneem het, terwyl hy die koninkryk met die sleutels oopsluit, die geestelike sleutels, wat Jafashua vir hom beloof het. Sluit hy die hemel oop, en 3000 siele word onderdompel, in die naam van Jafashua, tot vergifnis van hulle sonde. Hulle word gered. 1 Korinte 12 vers 23. Die nagmaalskrif is al die tyd wat dit by my bly, by dit bly. 1 Korinte 12 vers 23 tot 29, die nagmaalskrifte. So ons het nodig om weergebore te word. Johannes 3 vers 1 tot 11. Jafashua sweer van Nikodemus 2 keer, vers 3 en vers 5, Voorwaar ek sê Nikodemus, as jy nie weergebore is uit water en die Ruach HaKodesh. Hy praat nie van die feeste en die maane en nee, weergebore is uit water en die Ruach HaKodesh, sal julle die gawe van die ewige lewe ontvang. Halleluja. Hy sê, anders is jy nie eens die koninkryk kan ingaan nie. Die koninkryk, die bruilofskamer. Want die ou wat aan die kruis gehang het op die regterkant, hy was nie gedoop nie, en hy word toegelaat tot die derde hemel, in die paradys. Want Jafashua sweer, voorwaar ek sê vir jou, vandag heden sal hy saam met my in die paradys wees, en hy is nie gedoop nie. Vandag in 2026 is dit die tyd om u te bekeer. Ons lewe in die regte tyd. Ons lewe in die genade tydperk. Om tot wedergeboorte te kom in die bo-natuurlike naam van Jafashua. Nie nodig om feeste te hê nie. Ons moet geonderdompel word tot die vergifnis van ons sonde. Gaan lees vir Romeine 6 vers 1 tot 12. Sal ons in die sonde bly dat die genade meneer word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons daarin lewe?
Ons word gelykvormig aan Jahshua deur die bad van wedergeboorte. En dan moet ons hom dien in heiligmaking die res van ons lewens. Hierdie is 'n baie intense studie. En dit is uiters belangrik dat hierdie woord in ons gees moet inval, in my persoon inval. Ek, Prof. Hannes, bid dat die Ruach HaKodesh u geestelike oë sal open, om te ervaar dat u redding lê nie in godsdienstige rituele en oorlewerings van Ou-testamentiese geskrifte nie. Ons lewe vandag in die tyd van genade. Ek vertrou dat hierdie studie vir u tot groot seën was. Stuur hierdie boodskap aan almal vir wie u lief is. Almal wie u lief is. Ander week as Vader Lewe Gesondheid Spaar beplan ek om 'n nagmaalgeleentheid op te neem. Ons het die nagmaalbediening, nagmaal en lockdown. Ek beplan as Vader Lewe Gesondheid Spaar dat ons dit gaan opneem, 'n nuwe ene waar ek dan die nagmaal gaan bedien wat u kan gebruik dan om u eie nagmaalgeleentheid waar te neem. Stuur hierdie boodskap aan almal vir wie lief is. Volg ook my reeks, die leuen van die derde tempel. Die leuen van die derde tempel op YouTube. Sou u enige inligting bekom, sou u enig iets nodig hê, kan jy my kontak by my selfoonnommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jahshua.co.za sodat hier so staan. Vrede in die verhewe naam, die naam Jahshua. Maranatha. Jahshua kom weer. Halleluja.